naam is Klaus, die wyse man met net een ideaal. Ek wou nog altyd, ja, van kleins af, wou ek elke maal regverdig wees, 'n regter wees. Geregtigheid is so kosbaar in my hande. Op my swaan vlieg ek na verre, verre lande, om aan enigeen die wêreld heen my oor te leen. Ek luister altyd na die ou kaboutertante. Ek pas haar altyd op, want sy is ons gouvernante. Ons is bitter bang dat die trolle ons sal vang. Die hele wêreld vra vir Klaus. Hy is 'n wyse regter. Jou beste vriend vir altyd Klaus. Die wyse regter van Kabouterland. Episode 5. Die Tirolse bokkie. Hoe zit je? Ja, so maar die volkie julle gehelp het. Kom ons kyk of julle dit kan doen. Jy's al 80 jaar oud en jy gedra jou nog steeds soos 'n kind. Danny, as ons soet is, sal jy asseblief vir ons dans. Ja, asseblief, Danny, jy dans tog so mooi. Nou, maar goed, ek sal vir julle dans, maar dan het ek musiek nodig met 'n lekker vinnige ritme. Nou goed. Danny dans goed. Ja! Greederij, daarij. Hoe dink julle moet ek op my werk konsentreer as julle klomp so 'n verskriklike lawaai maak? Klaus, hier's jou pos. Sien julle later. Goed, laat ons sien. Liewe genade, dis 'n brief van Tirol. Hy regtig? Is dit van Kilian? Ja, hy sê hier hy sal baie bly wees as ek hom vir 'n rukkie kan gaan help. Hy het 'n paar moeilike sake wat hy wil hê ek moet vir hom oplos. Ek is seker jy sal hulle baie graag wil gaan help, maar die probleem is ons het net so baie werk hierso. Ja, mense sou so dink as hy na jou kyk, want jy doen niks behalwe om heeldag saam met die kinders te dans en te speel nie. Ja, maar jy weet as ek eers begin werk is daar min mense wat by my kan kers vashou. Ja, laat ons liewer nie nou daaroor praat nie, Danny. Ons kan gou op Henry se rug klim, dan sal ons sommer vinnig. Ons gaan saam. Hoe? As jy ons saamneem, sal ons baie soet wees, ons beloof. Nee, julle kan ongelukkig nie saam gaan nie. Julle is nog baie klein en julle moet liewer hier by julle ouers bly. Nou goed dan, maar aan ruil daarvoor moet julle vir ons 'n geskenk wat tipies van Oostenryk is saambring. Dis 'n goeie plan, beloof julle. Goed, ons beloof, maar net op een voorwaarde. Julle moet baie soet wees terwyl ons weg is. Daar het julle dit, kinders. Julle moet nou eers huis toe gaan, want ek en Danny het nog baie voorbereidingswerk om te doen voordat ons na Oostenryk kan vertrek. Hoor jy daai musiek, Danny? Ja.
Klaus, jy het gekom. Namens al die kabouters sê ek, welkom in Tirol. Ag, baie dankie Kilian. Dis vir my en Danny 'n voorreg om hier saam met julle te wees. Nou, as julle wil kan ons huis toe gaan, julle seker moeg van die lang reis en julle wil dalk so 'n bietjie rus en ietsie eet. Ai, dis lekker om weer in jou huis te wees, Kilian. Ek was daar lanklaas hier. Maar dit sou lekker gewees het as jy die sake sommer hier kon aanhoor, Klaus, maar ongelukkig kan ons dit nie hier hou nie, is onmoontlik. Onmoontlik, hoekom? Want die eerste saak wat Klaus moet oplos is die een tussen die bokke en die eende. En natuurlik kan die bokke nie in my huis inpas nie, dis heeltemal te klein. Nou maar dan hou ons dit net buite in die oop lug. Ja, ek stem saam, want dan kan al die diere wat ook wil na die verhoor kom luister. Dis 'n goeie plan. Maar as julle wil, kan julle nou eers gaan rus en dan sal ek julle môre vroeg wakker maak. Sien julle môre. Nou maar goed, ons is 'n bietjie moeg, maar ons is bly dat ons julle kan help en dit vergoed vir die bietjie ongerief. Ons sien mekaar dan môre. Lekker slaap. Dankie, Klaus, julle ook. Liewe vriende, dit is vir my aangenaam om hierdie verhoor nou oop te verklaar. Danny, wat is ons eerste saak? Edele, ons heel eerste saak vandag is die eis van die eende teen die bokke. Goed dan, sal die raadgewer van die eende asseblief na vore kom? Baie dankie, edele. Met u toestemming sal ek voortgaan. Maar natuurlik, gaan voort. Die probleem is soos volg. Die eende wat deur my verteenwoordig word, woon en maak hulle neste op 'n mooi eiland in die middel van die rivier. Die mannetjies en die wyfies swem en speel in pare op die rivier. Daarna gaan hulle na die eiland toe en die wyfies bou dan vir hulle neste onder die bome. Wanneer die broeiseisoen begin, maak die wyfies die nes reg vir die koms van die eiers. Sy pluk self al haar borsvere uit om die nes mee uit te voer. En soos jy seker iets weet, edele, lê die wyfie eende dan elke dag 1 eier. Baie interessant, vertel gerus verder. Dankie, edele. Die eende wat my gevra het om hulle saak te stel, sien met groot sorg om na die toekomstige eendjies, nie waar nie? Stilte, julle mag nie so raas nie, eende. Soos ek gesê het, die edele, die eende sien met groot sorg om na die toekomstige eendjies. Hulle wag totdat hulle piepgeluitjies binne in die dop hoor, wat die teken is dat die klein eendjies gaan uitkom. Maar die afgelope lente was die eende se blydskap van korte duur. Op 'n dag was daar skielik 'n groot gedruis. Die rivier het vinnig begin styg en die hele eiland was skielik onder water en al die neste het weggespoel. Die eende het als probeer en selfs hulle lewens gewaag om te probeer om die kleintjies te red. En wie het hierdie tragedie veroorsaak? Dis die bokke. Hulle woon hoër op teen die rivier. Om vars gras in die hande te kry, krap hulle met hulle hoewe tussen die klippe. Hierdie klippe val dan in die rivier en vorm 'n soort wal wat die water laat opdam. En op 'n dag, as die druk van die water te groot word, breek hierdie klipwal en die massa water loop dan met 'n vreeslike spoed in die rivier af. Die eende het by die rivier langs opgevlieg en het gesien hoe die bokke per ongeluk die dam bou. Maar die oorsaak daarvan was dat die eiland oorstroom is. Die bokke het die eende bokant hulle gesien en het gedink dat die eende hulle grootmaniek gekwaak, want die bokke het nie geweet wat hulle gedoen het nie. Is dit al van die eende se kant af? Ja, edele. Nou goed, wie is die raadgewer vir die bokke? Hier is ek, edele, ek is hulle raadgewer. Goed, u kan maar begin. Wat het die bokke te sê oor die eende se klag? Baie dankie, edele. Soos die eende se raadgewer gesê het, het die bokke die klippe per ongeluk in die water geskop. Wat eintlik gebeur het is die gevolg van die feit dat ons 'n baie koue winter gehad het. Ek sal verduidelik. Die bokke en die ander diere in die woud sukkel om kos te kry omdat die sneeu als bedek. Hulle moet maande lank sukkel om aan die lewe te bly. Alles verander weer as dit lente word, want dan is daar oral lekker groen gras. Die bokke krap ook tussen die klippe rond op soek na kos en dis hoekom die klippe in die water val. Hulle het nou wel die oorstroming veroorsaak, maar dit was nie moetswillig nie. Ons het verder niks te sê nie, edele. Ek het albei kante aangehoor en ek sal nou uitspraak gee. Skryf dit neer, Danny.
Goed, die edele, ek en my pen is gereed. Vir die eende. Luister mooi, julle moet julle neste op veiliger plekke bou, weg van die walle van die rivier af. Op hoër plekke waar die vloedwater julle neste nie kan bykom nie. Al styg die water ook hoe baie. Verstaan julle eende dit? U hoef u nie te bekommer nie, u edele. Hulle sal doen wat u gesê het. Daar's in elk geval nog genoeg tyd. Nie waar nie? Ek verstaan nie, u edele. Tyd om wat te doen. Ag, ekskuus tog raadgewer, ek het hardop gedink. Ek het bedoel tyd om eiers te lê en eentjies groot te maak. Natuurlik is daar nog tyd. Nie waar nie, eende. En nou wil ek met die bokke praat. Hulle moet mooi luister want hulle het baie hartseer veroorsaak. Dit is so, u edele, maar hulle het eintlik net na kos gesoek. Ek wil hê hulle moet in die toekoms baie versigtig wees as hulle tussen die klippe na kos soek. Ek wil ook hê hulle moet van nou af die mamma eende help. Ag, verskoon tog, u edele, maar ek verstaan nie. Dit is baie eenvoudig. Elke bok sal van nou af 'n nes oppas vanaf die eerste eier gelê is totdat al die eiers uitgebroei is. Verstaan julle nou? Julle sal die eende teen alle gevare beskerm, teen moeder natuur en ook teen nare ongediertes. Goed, u edele, hulle sal die opdrag noukeurig uitvoer. Daarvan kan u seker wees. Nou maar dan is die probleem seker opgelos. Danny, het jy die papier wat hulle moet onderteken? Ja, hier is dit. Liewe land, dis 'n baie mooi tekening, Danny. Ja, dis omdat die bokkie so mooi is. Hulle het my geïnspireer. Stilte asseblief, dis nou tyd om na die tweede saak te luister. Danny, wat is dit? En die tweede saak is 'n probleem van die dwergies. Klaus, voordat die saak begin wil ek net graag iets sê. Die probleem wat ons nou gaan bespreek, dink ek sal die diere net verveel. Dit sal hulle nie interesseer nie, want dit is iets wat eintlik net die dwergies raak en deur ons bespreek moet word. As hulle verveeld raak, kan hulle gaan. Wat is die probleem, Kilian? Wel, dit gaan oor die jaarlikse suurskaatskompetisie. Al die diere in die woud het dit die een of ander tyd al gesien en het altyd die feeslikheid saam met ons geniet. Maar die afgelope paar jaar het dit 'n kompetisie vir vroue geword. Die mans wil niks meer daarmee te doen hê nie. Ons het nou die groot kampioen, 'n pragtige jong meisie. Haar naam is Grida. Die enigste man wat deelneem, sy naam is Bruno. Hy is 390 jaar oud en is nie meer so rats. Maar nietemin, hy is nog so taai soos 'n raad. Nou, dit is die probleem, Klaus. Die kompetisie vir mans gaan een van die dae verdwyn. Die jonger mans wil nie meer deelneem nie, want hulle dink dis net vir meisies bedoel en skaam vir mekaar. Hulle speel deesdae net hokkie. Maar hokkie is opwindend. Ja, ek weet, maar suurskaats is ook Danny en daar's niks wat hulle keer om al twee te doen nie. Dis waar. Wat's dit nou? Wat is fout? My vriende, die voeltjie het my nou net vertel dat iets verskrikliks gebeur het. 'n Bokkie het in 'n skeur by Dagstein ingeval en sy lewe is in gevaar. Die arme klein dingetjie, daai skure is baie gevaarlik. Party van hulle is tot 100 meter diep. Asseblief, Klaus, wat kan ons vir die arme bokkie doen? Hoekom vra jy my, Kilian? Jy weet tog wat om te doen. In die eerste plek stel ons die verhoor van die skaatsers uit en in die tweede plek is daar net een ding wat ons kan doen. Ons gaan na Dagstein toe en ons red die bokkie. Presies, Danny, en ons kan baie tyd bespaar as Henry ons sal neem. Wonderlik, op Henry se rug sal ons sommer gou daar wees. En Kilian, jy kan saam met ons gaan en help as jy wil. Natuurlik, Klaus, ek sou bly wees as ek kan help om die bokkie te red. Landskap met al die mure en die bome en die berge in die agtergrond is regtig baie mooi, Kilian. Ja, ons land is vol kontraste. Van pragtige groen bome tot wit sneeubedekte berge soos jy kan sien. Wat's nou weer die naam van die berge waarheen ons op pad is? Dagstein. Ja, die berge is baie groot en baie indrukwekkend. Kyk, die weer is besig om te verander. Dit lyk my dit gaan reën. Ons moet nie die voeltjie uit sig verloor. Ag nee, wat Henry sal hom nie verloor nie. En Swaakies het met nie 'n baie goeie sin vir rigting.
dankie dat julle gekom het. Waar is die plek waar die bokkie aangeval het? Dis taamlik ver van hier af, Kilian, hy's hoog op teen daardie berge. Maar julle het seker al 'n reddingsspan bymekaar gemaak. Ja, die reddingsspan is gereed om te vertrek en hulle neem toue en pale en al die nodige medisyne is ook saam. Alles is daar. Dis wonderlik, maar ons sal nou moet gou maak as ons die arme ou bokkie nog wil gered. Ja, laat ons nie tyd mors nie. Kom, Henry. Klaus sê dat dit ons veel te lank sal neem om by die skeur te kom as ons met skies gaan. Nou wat kan ons dan doen, Klaus? Ek het aan 'n baie eenvoudige oplossing gedink. Hoekom reis jy en jou span nie deur die lug soos ons met Henry maak nie? Jammer, Klaus, maar ons het nie ook swane wat ons almal kan dra nie. Wel, gebruik dan eende. Julle het mos eende. Daar is die kraal. Dit sal nie maklik wees om hom hier uit te kry nie. Julle kan nou vir my die tou gooi. Dokter, is jy gereed? Ja, Kilian, ons kan maar gaan. Ek sien nie bokkie nog nêrens nie. Die skeur is daar baie diep. Ek dink ons moeilikste taak gaan wees om seker te maak dat die bokkie nie teen die kant te stamp as ons hom boontoe bring nie. Ja, dit gaan baie moeilik wees, Danny, maar ons sal regkom. Jy sal sien. Ek dink ons is nou naby, Klaus. Ja, daar is die bokkie. Wel, gelukkig is sy bene nie gebreek nie, net sy bobeen het seer gekry. Dan was hy baie gelukkig want hy het ver geval. Dit is moontlik dat hy nie direk tot daar geval het nie. Ek dink die rots wat so aan die kant uitsteek, het sy val gebreek. Ja, sy hele lyf is vol kneusplekke en dit moet baie seer wees, maar ek kan niks ernstigs verkeerd sien nie. Ek sal sy been moet verbind. En ek sal vir hom 'n bietjie wondkruid gee om die pyn stil te maak. Ek is nou klaar hier, dokter. Jy kan maar sê ons as ons moet optrek, hoor. Moet ek vir hulle daar bo sien om te trek? Ja, ek dink jy kan maar sê. Alles is nou gereed. Ek is ook klaar met die wond. Goed, trek maar. Oppas dat hy nie teen die kante stamp nie. Die pyn sal hom laat beweeg en dit kan vir ons gevaarlik wees. Danny! Danny! Lyk my daar's probleme, kerels. Wag eers. Danny, is alles reg? Antwoord my asseblief. Danny! Ja, alles is reg. Danny, ek het baie groot geskrik. Ek het gedink jy tot reg ondergeval. Gelukkig is Danny nog jonk en rats. Ek het my byna doodgeskrik. My vriende, lyk my die gevaar is verby. Julle kan maar weer trek. Ons is op daar. Hoe onttrek my vriende? Stadig nou. Julle moet baie versigtig wees. Trek stadig. Julle kan hom nou maar neersit.
Bro, ons het dit reg gekry. Kilian. Klaus, dankie. Jy was baie dapper. Die bokkie is byna gesond. Oor 'n paar dae sal hy niks bekeer nie. Hy het ons nie meer nodig nie. Dit was goed om jou te leer ken, dokter. Totsiens. Totsiens. Toe Klaus, jy het 'n oplossing vir ons probleem met die suurskaatskompetisie gekry. Nee, jy's verkeerd, Kilian. Dis Danny se idee. Nou, vertel ons wat dit is, Danny. Vra liewer vir Klaus. Ek wil liewer nou nog niks sê nie. Nou maar goed, ek dink is 'n baie goeie idee. Gaan jy ons dan nou net mooi niks vertel nie, Klaus? Wel, ek kan sien dat jy vreeslik nuuskierig is. Dis sal ek jou maar sê. Iemand moet die ys breek en die iemand is Danny. Wat bedoel jy die ysbreek? Ons het dan nou net daai yskaatsbaan voltooi deur van die mees moderne metodes gebruik te maak. Wat ek eintlik bedoel, Kilian, is dat as iemand eers begin, die res van self sal volg. Natuurlik. Ek het nooit kon dink Danny is so 'n goeie skaatser nie. Dit is die kaart wat ek in my mou weggesteek gehad het. Julle maak regtig 'n oulike paartjie. Woepie! Woepie! Dis fantasties, Klaus. Jy het dit reg gekry om ons almal op die baan te kry wat meer is hulle skaats in paartjies. Ja, almal is op die baan behalwe ons. Vir wat staan ons twee nog hier aan die kant en gesels? O, ek wil jou net eers bedank vir alles wat jy vir ons gedoen het. Nou kom ons gaan skaats. Schlittweits, lieve vriende.